Goeiemôre almal en baie welkom by vanoggend se aanlyn Granendal diens. Dit is vir ons regtig lekker dat jy vanoggend saam met ons inskakel en ons hoop dat jy hierdie aanlyn oggend saam met jou familie kan geniet. Dalk 'n bietjie laat geslaap het na gister se bazaarbedrywighede en dat jy sommer net vandag ook saam met ons ietsie sal beleef van God se teenwoordigheid. As ons vanoggend aangaan met ons tema vir ons aanloop tot Paasnaweek, waar ons na 'n paar van die kruiswoorde kyk wat Jesus aan die kruis gesê het. So kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om op hierdie manier saam te wees. Here, ons vra dat U Gees met elkeen sal wees, daar waar hulle ook al mag wees en waar hulle ook al die video kyk. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Ons is besig met die kruiswoorde. Dit is die woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, en die woorde waarna ons vandag kyk, kom uit Johannes 19 vers 28 tot 30 wat sê: Hierna, omdat Jesus geweet het dat alles reeds volbring is, en soos die skrif vervul sou word, sê hy: Ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit dit toe op 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptak en hou dit teen sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy: Dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en sy gees oorgegee. Dis Johannes 19 vers 28 tot 30. En ons kruiswoorde waarna ons vanoggend kyk is waar Jesus sê: Ek is dors. Nou, aan die kruis het Jesus 7 dinge gesê, en hierdie is net een na waarna ons vanoggend kyk, en ons gaan volgende week na die volgende een kyk. Maar as jy aanvanklik na die woorde kyk, en jy hoor die woorde, ek is dors, klink dit dalk oppervlakkig en logies. Jesus is besig om te sterf, en hy het fisies dors. Kan jy jouself indink om aan 'n kruis staan in die hitte en die son daar in Jerusalem? Jy sal dors wees, maar wanneer Jesus praat, moet ons onthou, is daar altyd 'n dieper betekenis. Die teks sê ook die woorde, dit is volbring, en dit is ook een van die kruiswoorde, maar vandag kyk ons na ek is dors. Met ander woorde, as Jesus sê ek is dors en hy sê dit is volbring, kom hy in hierdie oomblik met hierdie woorde en sê, ek is besig om God se plan te voltooi. Nou vir die Jode wat om die kruis gestaan het en wat die Torah geken het en die geskiedenis van die Jode geken het, sou hulle 'n verband kon trek tussen dit wat Jesus sê en dit wat in die Ou Testament gebeur het. Toe Jesus sê ek is dors, so baie van daai mense dadelik gedink het aan die storie in die Ou Testament wat ons in Eksodus lees, van hoe die Israeliete uit Egipte bevry is, maar hoe hulle in die woestyn was, en terwyl hulle in die woestyn was, dors geraak het en begin kla het. En hulle vra, is God regtig by ons of nie? En toe laat God water uit 'n rots vloei. Later sê die Bybel ook dat Christus self die rots is. So dink 'n bietjie daaroor. In die woestyn was die volk dors, en die rots het vir hulle water gegee. Nou hang die rots self aan die kruis en sê, ek is dors. Dit is asof Jesus sê, julle wonder of ek die Messias is, maar hier is ek. En daar is ook 'n dieper dors waarvan Jesus praat. Dit is die dors van wat daar in mense se harte is. In Matteus 5 vers 6 lees ons, geseënd is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ons almal het 'n dors binne in ons. Mense probeer dit vul met baie goeders. Ons probeer dit vul deur suksesvol te wees in ons werk. Deur suksesvol te wees, lei dit baie keer tot geld. Partykeer probeer ons suksesvol wees in ons verhoudings, by die werk, in ons lewe met ons familie, gesinne, mense wat dalk nie in die lewend is, jy probeer dit vul met verhoudings. Ekskuus. En dan is daar die ander ding wat ons so na smag, en dit is erkenning, om raak gesien te word. Ons probeer die dors in ons vul met hierdie goeders.
Maar daardie dors kom altyd weer terug. Dit is nie 'n dors wat vir ewig wegbly nie. En Jesus sê, net een ding kan regtig hierdie dors stil. En dis die lewende water wat hy bring. Ons sien dit baie mooi in Johannes 4 waar Jesus met die Samaritaanse vrou by die put praat. Hy sê vir haar, elkeen wat van die water drink, sal weer dors kry. So hy sê die water in die put. Almal wat van hierdie water drink, sal weer dors raak. Maar dan sê hy, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dis Johannes 4 vers 13 tot 14. Jesus sê, die lewe saam met hom is nie net 'n glas water nie. Jesus sê die lewe saam met hom is 'n fontein wat binne in jou vloei. Daarom is geestelike groei belangrik. Dit is belangrik, soos ons van die begin van die jaar af al gepraat het, van om in geloof te stap, die saad groei. En geestelike groei is belangrik. En baie mense begin hulle geloofreis op 'n manier wat hulle sal sê, Here help my, Here vul my, Here gee vir my. En dit is reg so. Dit is die begin en ons almal begin daar. Maar geestelike groei gebeur wanneer iets verander. Wanneer ons beweeg van wie kan my help na wie kan ek help. Wanneer God nie net my dors les nie, maar wanneer God my in 'n fontein maak verander, is my lewe besig om anders te raak en begin ek vir ander ook van hierdie lewende water gee wat Christus in my geplaas het. Ons 3 belangrike waarhede wat ek graag met jou wil deel vanoggend. In hierdie verhaal, in hierdie storie, in hierdie gebeurtenis en in hierdie woorde sien ons 3 eenvoudige waarhede. Jesus sien mense se nood omdat hy hulle liefhet. Dwars deur die evangelie stop Jesus vir mense. Nie omdat dit op sy program was nie, maar omdat Jesus hulle lief geraak het. Jesus se liefde laat toe dat hy ander mense se nood raak sien. En daarom kan Jesus se dors aan die kruis ook jou nood wat hy raak sien in liefde les. Dan is daar iets waaroor ons al 'n paar keer die jaar gepraat het, saad om te saai, en dit is saad van hoop. Wanneer ek en jy saad plant, doen ons dit met hoop. Ons sien nog niks nie. Ons sien nie altyd wat gaan gebeur met ons saad nie, maar ons glo dat iets gaan groei. Hoop sê, daar kan 'n beter dag wees. Hierdie voed ook ons geloof. Jakobus sê geloof sonder dade is dood. Geloof beteken nie net om te glo nie. Dit beteken om iets te doen. Daar is aksie nodig. Dit beteken om wanneer jy goed raak sien, wanneer daar liefde nodig is, daar liefde is. Dit gebeur wanneer ons hoop sien in 'n wêreld wat so desperaat hoop nodig het. Wanneer ons in hierdie wêreld optree in geloof en wanneer ons begin om te sien God verander mense se lewens. Daar's 'n uitnodiging van Jesus aan die kruis. En toe Jesus aan die kruis sê ek is dors, wys hy vir ons 2 dinge. Die eerste ding wat hy probeer sê is ek verstaan julle dors. Hy verstaan ons dors. En daarom het hy in ons plek gekom sodat ons nie meer hoef dors te wees nie. Maar tweedens, hy is die enigste bron wat die dors wat diep binne ons is kan stilmaak, wat dit kan versadig. Jesus het dors geword sodat ons versadig kan wees. Die vraag vandag is eenvoudig. Waar en met wat probeer jy jou dors les? Jesus se uitnodiging is eenvoudig en dit bly dieselfde. Kom drink by my fontein. En wanneer jy by die fontein van Jesus drink, sal daar 'n fontein binne jou wees wat nooit sal droog raak nie.
'n fontein van lewe, 'n fontein van hoop, 'n fontein van liefde. En dan kan God deur jou vir 'n wêreld wat dors is water gee. Ons jaartema hierdie jaar is om uit die boot te klim, om die boot te bou, om saad te saai, om te oes. Ons het 'n paar goed waaraan ons hierdie jaar dink, maar een van die goed wat ek weet nodig is om te kan saai sodat jy kan oes, is om water te hê. Ons almal weet dit. Al is jy nie 'n boer nie, ons weet plante het water nodig en net so het mense in hulle lewe het die water nodig. Wil jy nie jouself kom volmaak by Jesus se fontein van lewende water nie? Jouself so volmaak dat jy ook water vir die ander in die wêreld kan wees wat dit desperaat nodig het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U in die oomblik aan die kruis met die woorde ek is dors verklaar het en gesê dat U verstaan ons dors. Here, dankie dat ons ook in die woord leer dat U die enigste fontein is waar ons waarlik ons dors geles kan kry. Here, ek bid dat in hierdie tyd wat ons in afwagting voorberei vir Paasnaweek, Here, dat U fonteine van lewende water in ons sal ontsprei. Dat ons gevul sal word en ons dors geles sal word deur U lewende water en sodat ons 'n bron van lewende water deur U genade verander en die res van die wêreld kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ek sien julle volgende Sondag by ons diens by Kiro, wanneer dit ons Engelse diens is, en ons sien uit daarna om na Dean te luister volgende Sondag. Lekker dag vir almal.